familie en vriende en dan besonder Harry Louise, Bani. Dis 4-5 maande gelede wat ons ook hier saam was, dat 'n mens moes afskeid neem van julle moeder, Tant Hannie. Jan was saam met ons. Daardie dag het ons die woorde van die Here in Psalm 131 gehoor en ek wil dit tog net weer 'n oomblik saam lees. Om Psalm 131 se woorde lui: selfverheffing, hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. En veral hierdie woorde: ek het rus en kalmte gevind. As soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. En die kern van die Here se woord daardie dag was dat elkeen wat in Jesus Christus glo mag skuil in die Here Jesus, soos 'n sandkorrel in 'n rots is. Net die onrus in 'n mens kom wanneer jy dink jy as sandkorrel die lewe moet hanteer asof jy die rots is. Want uiteindelik mag jy as sandkorrel binne die rots skuil. Dit was toe die Here se genadeboodskap, en dit was 'n genadeboodskap wat hom Jan ook moes verder neem in sy lewe. Die van julle wat ek steeds met hom kontak gehad het nadat Tant Hannie oorlede is, weet ook, dit was vir hom 'n worsteltyd. Nie eenvoudig nie, maar hy kon skuil in die rots by ons Here Jesus. En mag ons daardie selfde troos nou vanmiddag beleef. Ons is hier saam nadat hy oorlede is, julle as kinders beleef. Pa is ook nou by die Here, nie meer hier nie. Julle as kleinkinders beleef, oupa is nie meer saam met ons. En mag ons elkeen werklik in ons Here Jesus skuil, en mag hy deur sy woord en sy gees ons dan ook versterk in ons saam wees hier. Daarom terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom by U met die besef, ons het geen krag in onsself en ons het nie die vermoë om alles te hanteer wat ons moet hanteer. Ons het U nodig. Ons is diep van U afhanklik. Ook vanmiddag, waar ons so saam afskeid neem van hom Jan. Here, ons bid dat U met die genade van ons Here Jesus Christus ons sal versterk. Dat die Gees kragtig in ons sal werk. Maar ons bid ook vir U vrede by ons. Wees ons genadig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan weer saam die Here erken met die woorde van Psalm 146. Ek het hier nou gesê staande en dan kan ek weer gaan sit, maar ek dink kom ons bly almal sit, dan kan almal die woorde helder sien. Almal kan gemaklik saam sing ook. So Psalm 146 gaan ons sing die eerste, die derde en die 8ste vers. Dis aan die een kant 'n lied waarmee ons die Here kan erken en groot maak. Vir hom kan sê, Here, daar's genoeg oor U wat maak dat ons U kan aanbid. Maar ja, wanneer ons sonder hulp, sonder raad, wanneer ons hartseer is, dan mag ons vlug na die Here. En ons mag weet, hy is die getroue Here, dit in vers 8. Hy is die Here wat aan sy woord getrou sal bly en ons sal bly versterk en dra. So Psalm 46, 1, 3 en 8, terwyl ons so bly sit.
Ons gaan na die Here self luister, en dis hy wat ons moet versterk. Vanmiddag in die woorde van Openbaring 14. Openbaring 14, die eerste 13 verse. Ek begin met 'n heerlike prentjie van troos in vers 1. Toe ek die lam op Sionsberg sien staan, by hom 144.000 mense met sy naam en sy Vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel uit hoor kom, wat soos die gedruis van 'n groot watermassa, soos die gedreun van swaar donderweer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos die van siterspelers, wat op hulle siters speel. Hierdie mense sing 'n nuwe lied, daar voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie 144.000 mense, wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. Dit is hulle, wat hulle nie met vrouens besoedel het nie, hulle het kuis gebly, hulle volg die lam, waar hy ook al gaan. Hulle is onder mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die lam. Uit hulle mond het daar nooit alleen gekom nie, hulle is onberispelik. Toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly. Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep: Vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. Die tweede engel het agter die eerste aangevlieg en uitgeroep: Geval, geval in die groot Babylon, wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het. Die derde engel het agter die eerste 2 aangevlieg en hard uitgeroep: Wie die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of sy hand aanvaar, sal van die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal gepynig word. Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op, en hierdie mense dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid en die wat die merk van sy naam aanvaar. Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê: Skryf op, geseënd is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees. Hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Na die Here self, en dan fokus ons veral op hierdie woorde van vers 13, toe ek 'n stem uit die hemel hoor sê: Skryf op, geseënd is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Vir ons Here Jesus, Marie-Louise, vir die Here Jesus was hierdie woorde geweldig belangrik dat ons dit sou kon hoor. Geseënd is hulle wat van nou af in die Here sterf. Dit was vir hom so belangrik dat hy baie direk vir Johannes gesê het: Skryf op. Met ander Johannes, hier is nie woorde wat jy net kan hoor en dan kan oorvertel dalk en dan gaan dit vergete nie. Jy moet dit neerskryf sodat mense dit deur die loop van eeue kan hoor en sodat ons dit ook vanmiddag kan hoor. Dit is belangrik. Die Here Jesus sê, hier is troostwoorde vir elkeen wat in Jesus Christus glo en met die dood te doen kry. Geseënd is hulle wat van nou af in die Here sterf. En Openbaring 14 is deel van 'n groter geheel, Openbaring 12 tot 14, waar Jesus praat oor ons lewe van elke dag in hierdie wêreld. En dan dui hy baie beslis pertinent aan en sê, onthou, ek, die Here Jesus, is nou in die hemel,
en ek is hier as koning. Ek het klaar aan die kruis gesterf, ek het die dood oorwin, en ek lewe nou as koning in die hemel om wat in hierdie wêreld gebeur, om daarin te regeer. So dis die vertrekpunt, Christus as koning in ons wêreld. Maar ons is in hierdie wêreld as mense. En op een manier is alle mense gelyk. Nee, want ons is almal na die beeld van die Here geskep. Alle mense op aarde het 'n sondige geaardheid gekry van die dag dat hulle verwek is in hierdie wêreld. Ons haal almal op dieselfde manier asem. En in wese leef ons almal dieselfde. Nee, maak nie saak of jy man en of jy vrou is, en of jy siek en of jy gesond is, maak nie saak waar jy woon in hierdie wêreld nie. Mense is eintlik gelyk, behalwe op een manier. Daar's een verskil. En dit lê opgesluit in daardie woorde: geseënd is hulle wat in die Here sterf. En daardie in die Here. Sê, daar's mense op aarde wat in die Here leef en dan sterf. En daar's mense wat op aarde nie in die Here Jesus leef nie. En dan ook nie in hom sterf nie. Johannes in sy evangelie het 'n ander manier hierdie onderskeid aangeduid. Gepraat van of jy leef in die Here of jy leef in die sonde, in die gebrokenheid. Hierdie verskil moet ons raak sien. En want dit kom ook in die woorde wat ons gelees het in vers 7 na vore, waar daar die oproep kom van die engel: vrees God en gee aan hom die eer. En dis wat die mense wat in die Here leef sal doen, terwyl mense wat nie in die Here leef nie, juis die Here net kant toe skuif in hulle lewe. Net so die onderskeid wat jy kry is mense wat erken dat die Here groots en magtig is, dat hy hulle eienaar is, teenoor mense wat sê, maar wie is die Here? As die onderskeid is hulle wat sê, maar weet jy wat, die Here is die Here wat in Christus regverdig oordeel. En as ander mense wat sê, weet jy wat, die Here gee nie om wat ek doen of waarmee ek besig is nie, hy steur hom nie eintlik aan my nie. As mense wat sê ek het 'n verlosser nodig, iemand wat my kan red. En as mense wat sê ek het geen redding nodig nie, ek kan self alles doen. Dit is 'n groot verskil. Waarom ek by hierdie verskil stil staan, is omdat die mense uiteindelik moet teruggaan na oom Jan toe vanmiddag. En sê, waar pas hy in? Heel daarmee sê, was hy sondeloos en sonder foute? Dit gaan oor die vraag, het hy in die Here geleef? Het hy homself aan die Here Jesus toevertrou? Ek dink dit was so 'n werklikheid wat die mense die afgelope maande op 'n ander besondere manier weer by hom kon waarneem. Die van julle wat hom jare lank ken, weet hoe hy jare lank in die Here geleef het. Hy die laaste maande wat hy moes worstel en moes verwerk, moes rou, met die seer moes werk hier binnekant hom, was daar voortdurend die terugvlug na die Here toe. En voortdurend die, ek kan nie hierdeur op my eie. Die Here Jesus is my verlosser, my rots, my Here. Dit mag ons vashou. Dit mag julle vashou. Dit is deel wat die mense ook gedra het in die afgelope tyd, ook toe in die hospitaal was. Om te weet, maar om Jan het in die Here geleef. En dis met sy dood is dit belangrik, want dit gee troos, want wat sê die Here Jesus? Geseënd is die wat van nou af in die Here sterwe. En geseënd, gelukkig, begenadigd. Die ouer vertaling, salig. Salig is hulle wat van nou af in die Here
sterf. As jy aan hom vasgryp in jou lewe, as jy in hom geleef het, as jy sy beskerming opgesoek het in jou lewe, gelukkig is jy, ook wanneer jy sterf. Hoekom? Want ook in jou sterwe is Jesus dan jou verlosser. Ook in jou sterwe behoort jy aan die Here Jesus. En Jan wat in die hospitaal en intensiewe sorg gelê, daar het hy behoort aan die Here. Daar kon ons bid en pleit en sê, Here, hy lê in u hand. Maar ook toe hy gesterf het, toe het hy ook in die hand van die Here gelê. En hy het daar gelê as iemand vir wie die Here Jesus aan die kruis betaal het. Hy het daar gelê as iemand wat uit die heerskappy van Satan verlos is. Hy het daar ook gelê as iemand wat so deur sy hemelse Vader bewaar word, dat geen haar van sy kop sal val nie. Dan weet ons met sy sterwe, het hy net verder geleef. Toe sy hart gaan stilstaan het hy met sy geestelike oë dit gesien wat geen mens op aarde nog ooit gesien het nie. Hy het beleef dit waarna jy en ek smag wat in die Here Jesus glo, om die Here self te mag sien. Dis hoekom hy gelukkig is toe hy die Here gesterf het. En Barry en ek kon die afgelope week op 'n mooi manier daaroor praat. En mens sê, dis deel van ou se denke. Toe hy gesterf het hier op aarde, is by Hanley, is by Tantani. Wat is die grootste vreugde van Jan gewees toe hy gesterf het? Is om by die Here Jesus te mag wees. En hom te mag sien en beleef en opgewonde oor hom te kan wees en die volle vreugde by die Here te mag ervaar. Dis waarin sy gelukkig wees, salig wees, ten diepste lê. En van daardie oomblik, wat toe Jesus al aan die kruis gesterf het, en toe Jesus die dood oorwin het, van daardie oomblik was dit 'n werklikheid. Vir elkeen wat in Christus sterf. Geseënd is jy. Geseënd is ook van Jan. En daarin lê ons troos. Om te mag weet, die dood is nie die finaliteit van alles, afhandel en verby nie. Maar dis wel daardie deurgang, na die volle lewe by die Here. En dis hoekom ons na die Gees se woorde spesifiek ook moet luister in vers 13, nee. Want wanneer die Here Jesus sê, geseënd is hulle wat van nou af in die Here sterf, salig is hulle, dan kom die Heilige Gees en hy antwoord as waar, en hy sê, ja, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. En wat is die rus van die arbeid? Dis nie die rus van jou daaglikse werk nie. Nee, dis nie om Jan se rus van, weet jy wat, die vroeë jare se werk by die tenderraad, of sy werk later waar hy al sy dinge nog so keurig netjies in plek gehou het. Nee, dis nie daardie rus nie. Maar dit was van die gesoeg, en die swaar kry, en die pyn, en die hartseer in hierdie lewe. Gesoeg om aan die Here getrou te bly. Die worsteling om by die Here tot rus te kan kom, met jou eggenoot wat oorlede is. Die gesoeg van stryd teen sonde, ek wil die Here met oorgawe dien, en ek worstel nog daarmee. Daardie gesoeg, en dis die arbeid waarvan hier gepraat word. Dis waarvan die Gees sê, wanneer jy hier sterf, jy tot rus mag kom. So wat 'n mens beleef as jy sterf, en wat in die hande ook beleef het,
Dis presies dit wat die Here Jesus beloof het in Matteus 11, toe hy die mense sien hoe hulle moeg en uitgeput en oorlaai is, dan sy hande uitsteek en sê, kom na my toe, ek sal julle rus gee. Net daardie woorde wat ons gesing het by Tandani se troosdiens, en die woorde uit Psalm 30 wat ons later vandag ook gaan saam sing, net daardie, ek wag vir die vrede, wat hy mag beleef. As ek in Christus sterf, dan leef ek verfris, geen stikkindheid, ek het nuwe energie, ek is vergenoegd, ek beleef vrede. En weg is die aanslag, die aanvalle, die worstelinge. Hoekom? Omdat die Here uit wie ek geleef het, want hy my daai sin, rus, vrede gee. Dink bietjie aan die worsteling en die swaarkry van die laaste maande. Dink aan die worsteling in die hospitaal. Was nie eenvoudig die laaste weke. Vir julle saam met hom ook nie eenvoudig, maar vir hom ook nie. Daai geswoeg is verby vir hom. Die laaste stukkie troos. Ja, sê die Gees, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Dis heerlike genadewoorde. Wat jy gedoen het, volg jou, né? Wanneer jy sterf, is dit nie hier gaan eers wat ek gedoen het en dit gaan voor my uit en nou moet ek agterna kom en gaan dit wat ek gedoen het die pad na die Here oopbreek nie. Nee, die pad na die Here is deur Christus oopgebreek. Toe Jan gesterf het, toe die Here Jesus hom geneem, by hom in die huis, wat agter hom aankom, is dit wat hy hier op aarde gedoen het vanuit die genade, krag van die Heilige Gees, wat hom en ons almal versier as bruid van Christus. Jan se goeie dade, die gevolg, die vrug van die Gees in hom wat na vore gekom het, daardie genade dade, dit volg hom, om hom en ons te versier. Wat is die troos? Geseënd is hulle wat van nou af in die Here sterf. Want ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, van hulle stryd, van hulle moeite. Om Jan net tot rus gekom. In Christus. En deur Christus tot rus gekom. Nou vir julle en vir ons wat die pad moet verder stap. Dat ek die twee lyne by mekaar trek. Beleef die troos wat die Here Jesus self gee met 'n besef. 'n Ma en 'n pa leef by die Here. Geborge, veilig, vol vrede, geseën. Maar vir julle is daar ook die verdere skuil, as die sandkorrel in die rots. En mag die Gees gee, dat julle in staat is om te bly skuil. En mag julle die Here Jesus se krag deur sy Gees beleef, dat julle dag vir dag troos en versterk. Ons is nie sonder die Here Jesus nie in die wêreld nie. Hy leef. En hy sê, geseënd is hulle wat van nou af vir die Here sterf. Hy troos, rus, vrede en vir ons genade skuiling by hom. Kom ons sing daarom. Die visie van daar is 'n toekoms
En daardie toekoms waarvan ons nou gaan sing, gedeeltelik beleef in Jan dit reeds voluit nou. Skrifbreuke 18:6, ons gaan daarvan sing vers 1, vers 3 en vers 4. Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat die Here Jesus deur sy Gees hierdie woorde vir ons laat neerskryf het. Geseënd is hulle wat van nou af in die Here sterf. Dankie vir die troos wat vir ons is, in ons eie lewe as ons dink aan dood wat mag kom, maar veral ook, Here, wanneer ons nou rondom Jan se afsterwe so by mekaar is. Ek mag weet dat hy in en deur Jesus Christus voluit U kan sien. Mag weet dat hy die diepe vreugde ervaar, wat daar maar net kan wees wanneer 'n mens by U is. Mag weet dat hy voluit vrede het. Dankie vir die genade. Maar Here, ons worstel. Ons is seer, ons kry swaar, daarom bid ons, bly U tog oor ons ook ontferm. Dit bid ons vir ons almal, Here. Ons bid dit in besonder vir Jan se kinders. Gee hulle krag vir elke tree wat voor lê. Gee hulle die geloof om aan ons Here Jesus te bly vashou. En mag die Gees hulle bly versterk en rig. Here, U is die Here by wie ons kan kom skuil. Dis wat ons wil doen.
Dankie dat elke traan wat by ons wange afloop, en elke traan ook wat die diep binnekant ons harte maar net vloei. Dankie dat U dit raak sien. En in die liefde ons dan teen die bors vasdruk. En in Christus deur die Gees vertroos. Dankie Here vir U genade. Amen. Jan was 'n man wat nie van, nou gaan ek die Engelse woord gebruik wat ook gevaarlik is, nie van 'n groot to-do gehou het nie. Veral nie as 'n mens so saam is nie. Die fokus op die Here, die fokus ook op die genade waarin 'n mens leef. Daarom bly dit besonder, hierdie herinneringe wat ons kry, wat aan nie gekry het hier ook. Met die Here se woord, ten diepste as die herinnering. Mag ons dit ook saamvat in die tyd wat voor lê. Harry, as ek reg is, wil jy ietsie sê? Nie? Dis geleentheid. Baie dankie vir almal wat vandag gekom het, om my pa se lewe te vier. Ek kyk op, en so lief as ek vir die Here is, so lief as ek vir my pa, en so lief vir my ma, en ek wil net sê vir my pa, ek was baie trots op jou. Dit was ons rolmodel, en ek wil sê baie dankie vir wat jy vir ons beteken het. Ek wil vir Dominee sê baie dankie dat jy weer eens so moet preek gehou het. Ek weet jy het my pa mooi bygestaan die laaste tyd. My pa was 'n stoere dopper. Is 'n tafel vir die blomme, maar doppers het nie blomme in die kerk. My pa het altyd gesê, ons moet ons oë op die Here hou, en net op die Here. En die laaste 4 maande was dit, daar was 'n vers wat altyd opgekom het in my hart om te sê, His plans are there for you. Sy planne is daar vir ons om voorspoed te hê, nie om ons seer te maak nie. En ek het heel wat sinne wonder, wat is die Here se plan vir my pa? En wat is my pa se plan vir homself? En wat is ons plan? En die Here se plan en my pa se plan het by mekaar uitgekom. My pa die laaste 4 maande nadat hy 60 jaar getroud was met my ma, het so na my ma verlang. En ek sê weer eens, en David, Pieter, hulle het jou sussie uit so na jou sussie verlang. En hy het seker geword in die siekte en die verlange. Het ek het gesien dat die Here se plan en sy plan het by mekaar uitgekom. Maar dit was nie my plan nie. My plan was ek wou gehad het, hy moet by my bly. Maar dit gee my gemoedsrus. Die laaste week, 2 weke, 3 weke, dat ek weet hy is op die regte plek. Hy is by die Here. En daar is nie 'n beter plek as om te hê by die Here nie. Hy is op dieselfde dag oorlede 23 jaar terug, toe sy broer oorlede is. Hy is gister was oom Barry se begrafnis 23 jaar terug. Gister 60 jaar terug was dit sy ma se begrafnis. En ek wil regtig aan die Joe en oom Nikkie sê, ons is lief vir julle twee. Ek weet aan die Joe, jy verloor ook 'n broer. En jy en oom Nikkie is net wonderlike mense. En ek weet hoe my pa altyd opgekyk het na jou oom Nikkie en vir jou aan die Joe. En weet dat ek weet hy sit vandag en kyk af en hy is soos ons trots op hom, en hy word trots op jou aan die Joe.
En hy's nou by sy broer, met Barry, en hy's by sy vrou, en hy's by sy dogter. En ek wil afsluit om vir julle een ding te lees. En ek wil vir julle lees die grootste geskenk wat my pa vir my gegee het. Die grootste geskenk wat hy vir my en my lewe beteken het. En julle sal verstaan hoekom ek dit graag wil lees. Hy het my geleer, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, net in Jesus Christus, en net deur Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het, wat in die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van die Almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel en die lewende en die dooies. Staan ek glo, maar ek weet hy glo. Hy, Jan Abraham Bedford, dat die Heilige Gees, Jan het my geleer, ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, en die vergewing van sondes, en die opstanding van die vlees en die ewige lewe. En vandag wil ek my pa sê, dankie. Dankie dat hy my in die Here groot gemaak het, en dat hy my naby aan die Here gehou het. En ek wil sê, pa, ek sal na maar Louise kyk, hy het nie te hoor nie. Ek sal mooi na my sussie kyk. Ek is lief vir jou pa, en baie dankie vir almal wat gekom het vandag. Dankie. Kan ek net ook asseblief 'n woord aan die broers reg daar en aan my vrou. Ek sal dit waardeer. Ek wil aan julle almal sê, ons is 'n eenheid in God. En ons is nie alleen nie. En dink ons party dae ons gaan swaar kry en ons gaan eensaam wees. Hoe gaan ons regkom? Maar God weet hoekom vat hy ons op daai pad. Want hy wil nie hê ons moet die verkeerde pad vat nie. Ons moet die smal pad, die reguit pad na God toe vat. Dankie vir 'n Christus wat vir ons almal en ons sondes betaal het. Dankie. Kom ons dank ons Here. Hemelse Vader, dankie dat ons as die kinders saam U werk mag erken in ons lewe. Dankie dat ons U genade geskenk in Christus mag erken. En dankie dat ons ook U werk in Oom Jan se lewe mag erken. Here Barry kon nou ten diepste net sê wat U deur Oom Jan sy lewe bewerk het. Dat Oom Jan gebruik het om hom wat Barry is, die Here Jesus te laat leer ken, U te leer ken. Dankie vir daardie geloofsbegeleiding. Dankie vir die Gees se werk so in Oom Jan. Die herinneringe wat ons het, is as gevolg van U genadewerk en ons wil dit erken. Dankie ook vir U genade, U vergifnis in Oom Jan se lewe. Want ja, hy was ook 'n gebroke mens soos ons elkeen. Maar in Christus is hy met U versoen, vergewe, weet ons hy leef. Dankie vir elkeen wat in sy lewe betrokke was. Dankie vir elkeen wat hier is, wat kan sê hier en op hierdie manier het ons mekaar se lewe kon verryk. Dankie Here. Veral ook Jan se kinders en kleinkinders wat met sorg en met omgee
trou hom ook bly versorg het. Ons bid, mag ons nou u liefde met mekaar verder deel, mag ons u genade verder aan mekaar bedien, en mag ons u hande en u voete in mekaar se lewens wees. Mag u Gees dit in ons bewerk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here gee ons in die woorde van 1 Tessalonisense 4 woorde waarmee ons mekaar moet vertroos en moet versterk. Nogal besonder, vir hierdie jong gemeente in Thessalonika wat nog maar 'n paar maande in die Here Jesus glo. Kom Paulus dan onder leiding van die Heilige Gees en hy sê, ons wil hê broers dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sê julle ook nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer bevel gegee word, die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerddaal en allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. En daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet. So sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Dis die Here wat sê, die sterf hier op aarde is ook nog nie die eindpunt nie. En as die dag van die Here Jesus terugkom, die dag waarna ons uitsien, dis die dag wat almal wat in Christus gesterf het opstaan, opgewek word, hulle nuwe verheerlikte liggame kry. En dan saam met die wat in Christus geleef het en dan nog steeds leef, die Here gaan ontmoet. En dan is die betekenis hier, hy gaan die lig in die Here tegemoet om wat dan te doen? Saam met hom af te kom aarde toe, om op die nuwe herstelde aarde dan voluit saam met hom te leef. En dis ons toekoms. En daarom as ons afskeid neem, is dit nie 'n afskeid van dis verby nie, maar is 'n afskeid van totdat ons almal saam op die nuwe aarde met ons Here mag leef. Barry het gesê die kosbaarste wat hy van sy pa gekry het, is die vermoë om sy geloof te kan bely. Dis wat ons nou saam gaan doen, want dis ons hoop en ons troos en die genade wat die Here ons gee. Wat wanneer ons nou saam verwoord dat ons in die drie enige Here glo. Dieselfde woorde gaan ons nou sê en ek gaan vra, dink as ons kan staan, die wat kan staan, die wat nie kan staan nie, sit rustig. Ek dink almal sal nog steeds hier agter kan sien wat ons bely. As jy wil, bely dit hardop saam, as jy wil, bely dit in die hart saam. Dan bly ons staan, die wat staan, as jy moet gaan sit jy, en dan sing ons direk daarna op Psalm 130. Na op Psalm 130, dan nog 'n kort gebed waar ons vir die Here se genade dan vra op die pad verder. So kom ons bely ons geloof. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Hemelse Vader, ons bid, dat U met die genade van Jesus Christus, met die krag van die Heilige Gees, en met die liefde as ons Vader, ons sal ontvou, versterk, en elke tree sal dra. Ons bid dit in Christus se naam. Amen.